Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren. Met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Ga na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, kappa, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die yokai van Japaneese volkskunde is fascinerend, veral die kappa, 'n amfibiese yokai. Ons sal dit as 'n vee klassifiseer. Kappas word uitgebeeld as groen, die grootte van mensekinders met 'n mensagtige liggaam, gewebde hande en voete, 'n skilpaddop op hul rug en met 'n holte op sy kop wat water hou. Hierdie holte of bak is uiters belangrik. Solank dit water behou, kan die kappa op volle krag buite sy waterbron lê. As die bak beskadig of droog is die kappa verswak. Kappas is mal oor komkommers en geniet somestoei. Hulle woon in die damme en riviere van Japan. Hierdie ondeende wese leef 'n eensame lewe, maar sal by geleentheid bevriend raak met ander vee. Sommige kappas is egter kwaadwillig tot die punt dat hulle mense verdrink en mensvleis eet. As gevolg van hierdie af en toe kwaadwillige gedrag, is daar 'n tradisie om die name van familielede op komkommers te skryf en hulle op strome te laat dryf in 'n poging om die plaaslike kappa te paai en die familie te beskerm. Hierdie geheimsinnige en angswekkende wese heers steeds oor die platteland van Japan, waar plaaslike inwoners waarskuwingsborde naby watermassas hang en komkommers los vir ingeval. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, kappa. Hierdie wese is lief vir komkommers. Dit geniet ook kool. 'n min bekende feit, dit hou net van groen groente en sal eet wat ook al in seisoen is. Kappas is bekend daarvoor om onheil te veroorsaak. Diegene wat van hul plaaslike kappa weet, sal dit iets aanbied om dit te paai, gewoonlik 'n komkommer, en die kappa sal daardie persoon alleen laat vir watter tydsraamwerk ook al onderhandel is. Kappas kan nuttig wees, vir 'n prys. Bied dit genoeg groen groente aan en dit sal doen wat ook al gedoen moet word. 'n Kappa kan uitgeken word aan sy skilpaddop, groen vel, kinderlike liggaam en die holte op sy kop wat altyd met water gevul moet wees. Dit is die bron van sy krag. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!